Vriende, ja, julle sal agterkom, die besoekers wat vanoggend hier so het, dinge gebeur bietjie andersters as wat jy dalk aan gewoond is. Vanoggend het ek vir jou 'n inleiding. Ek ben net seker maak ek het nie iets gemis nie. Ek het iets gemis. Toe maar, ons skryf aan. Dit gebeur ook partykeer met my. Ja, dis maar so. Vanoggend wil ek met jou iets deel. Ek het vir jou 'n storie wat ek vir jou wil vertel van wat iemand gebeur het. En julle weet ek is baie lief vir stories, maar ek het toe besluit in plaas van om die storie te vertel, ek gaan die persoon persoonlik kry wat die storie meegemaak het. En ek wil hierdie getuienis deel as my inleiding vir oggend se preek. En dan gaan ons hoor wat sê die skrif daarvan. Hannes, ek gaan vir julle wel sê wat hier langs my staan vanoggend. Hier staan iemand, dis so 3 weke terug, né? Wat gehijack was 3 weke terug en wat geveg het om te leef. En Hannes, ons hoor wat het jy te sê. Sterkte. Vang my nou omkant. Ek dink ek gaan daai ding vertel. Wat maak jy as vrees jou oorval? Jy bid. Jy bid om jou eystervrou en jou 2 eysters weer te sien. Vasgebind. God dankie nie, die meerderheid nie kan onthou nie, want jy is gedwelm met iets, gelukkig niks vreemds wat mens kan affekteer vir langer as 'n oomblik nie. En dan is daar uitweg. Jy kry krag van ergens af. Jy bestuur teen 'n spoed wat jy nie maklik doen, omdat jy weet, mense se lewens kan in gevaar gestel word nie, maar jy kom op 'n plek waar jy jou foon weer vind en jou vrou kan bel. En dan lewe jy. Jy verstaan nie waar dit vandaan kom nie, maar eintlik doen jy, want jou gebed is verhoor. En hier staan ek, en ek kan nou nog gryshare gee, en my eysters op die gras stoei. Ek dink dis... Ek wil Hannes vir 'n oomblik hier so hou. Ek kan sien, ek wil 'n bietjie die prentjie inkleer. Hannes het 'n gewone dag gehad, soos ons almal het. Op pad werk toe. Hannes was besig om iets anders te doen om iemand nog te help. Ken sy hart. Gewone dag soos wat ek en jy elke dag het. En skielik is daar 'n koue vuurwapense loop teen jou kop. Dis wat hy beleef het. Dit klomp dinge wat daarmee saamgaan. En ek het net gepraat daaroor en wat die hartseerste is en die moeilikste ding is die gebed. Die konstante gesprek met God. En hier staan hy as getuienis. Hierdie gesprek met God, hierdie oomblik het vir my gesê dat die hele tyd gaan ek my gesin weer sien. Gaan ek my vrou weer sien. Gaan ek dit maak. Dit hardloop deur jou kop. Die gesprek tussen die mense van wat met mekaar bespreek van hoe gaan ons van hom ontslaa raak? Wat 'n proses gaan ons gebruik? En hy hoor dit. Hoe hy weet, maar hierdie ouens het besluit, ons gaan hom doodmaak. Want dis wat hulle gewoonlik doen, want nou is hier 'n getuie. En hoe hulle deur 'n hele storie en 'n klomp goed wat gebeur het, hier staan Hannes vanoggend. En hoe alles wonderbaarlik uitgespeel het. Maar dis presies wat gebeur het, 'n wonderlike, gewone dag, die lewe het aangegaan, daar was geen probleme nie, soos wat ek en jy elke dag het, soos wat ons vandag het, en in 'n oogwink verander alles. En daar sit hy. En daar's niks wat Hannes kan doen nie, absoluut niks. Maar hy het smeekgebede gehad. En hier staan hy. En dis waaroor ek vanoggend met jou wil praat, oor God se genade. Nee, waar gaan jy, kom hier. Ek wil jou daarom groet, my broer, kom hier. En dis 'n getuienis wat ek vanoggend met jou kan deel, van iemand wat dit self ervaar het. En ek was baie geskok toe ek gehoor het daarvan. Want ons dink mos dit gebeur met ander mense en nie met ons nie. Maar ja, dis die lewe.
En ek wil vanoggend met jou 'n skrif deel wat so 1280 jaar afgespeel het met dieselfde tipe moeilikheid wat iemand gehad het. En ek wil graag jy moet saam met my oopmaak by 1 Konings 17. As jy nie 'n Bybel het nie, hierso voor is Bybels op die verhoog. Ons het nie Engelse Bybel vanmôre nie. 1 Konings 17, dis in die Ou Testament. As jy begin 'n blaai van daai kant af, dan kan jy hom soek daarso. Enige iemand 'n Bybel nodig, dan bring ek hom vir jou. Jy kan jou selfoon ook gebruik, jy's baie welkom. Ons hou van Bybel lees in die gemeente. Terwyl jy besig is om te blaai, ons gaan vanoggend kyk na Elia. Elia wat 'n profeet is en wat hy deurgemaak het in 'n situasie wat hy moes wees. En dan gaan ek 'n bietjie vandag 'n hoofstuk lees saam met my. Ek het besef ons moet ons gemeentelede meer kans gee om Bybel te lees. As hulle nie by die huis wil Bybel lees nie, dan sal hulle dit by die kerk doen. So vriende, ek sien die meeste mense kyk op, dit beteken jy het hom daarom gekry. 1 Konings 17 vanaf vers 1 af. 1 Konings 17. Kom ons lees saam, ek lees vir jou uit die 2020 direkte vertaling. Elia, 'n man uit Tisbe, een van die nedersetters van Gilead, het vir Agab gesê, net om te stop vir jou, koning Agab was op daardie stadium die koning van Israel, en dit was 'n bose man, en sy vrou was Isebel. So gesê, so waar is die Here, die God van Israel, in wie se diens ek staan leef, daar sal in die komende jare geen dou of reën wees nie, behalwe op gesag van my woord. Die woord van die Here kom toe daarna tot hom, gaan weg hiervan, draai oos en gaan kruip weg by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is. Uit daardie spruit kan jy drink, en vir die kraaie sal ek opdrag gee, om jou daar van kos te voorsien. Hy het gegaan en gemaak soos die Here gesê het. Hy het by die spruit Krit gaan bly, wat oos van die Jordaan is. Die kraaie het telkens vir hom brood en vleis in die oggend gebring, en brood en vleis teen die aand, en uit die spruit kon hy drink. Maar na verloop van baie dae het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. Die woord van die Here kom toe tot hom, maak gereed en gaan na Sarfat, wat aan Sidon behoort, en bly daar. Kyk, ek het 'n weduwee daar beveel om jou van kos te voorsien. Hy maak toe gereed en gaan na Sarfat toe. Toe hy by die ingang van die dorp kom, is 'n weduwee juis daar besig om stukkies hout bymekaar te maak. Hy roep toe na haar en sê, bring asseblief vir my 'n bietjie water in 'n houer, sodat ek kan drink. En terwyl sy gaan om dit te kry, roep hy na haar en sê, bring asseblief vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord, so waar is die Here, u God leef, ek het niks behalwe 'n handvol meel in 'n kruik en 'n bietjie olie in 'n fles nie. Ek was juis besig om 'n paar stukkies hout bymekaar te maak. Dan gaan ek binne en berei dit voor vir my en my seun, sodat ons kan eet en sterf. Laaste ete. Al wat ek het. Kom ons eet en dan sterf ons saam. Dis vreeslike tye. Elia sê toe vir haar, moenie bang wees nie. Gaan binne toe en doen wat jy gesê het, maar maak net eers vir my 'n klein roosterkoekie daarvan en bring dit vir my, vir jou en jou seun. Kan jy daarna iets voorberei? Want so sê die Here, die God van Israel, die kruik met die meel sal nie leeg raak nie, en die fles met die olie sal nie leeg loop nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde gee. Sy het toe gegaan en gemaak soos Elia gesê het, en sy het geëet, sy en hy en haar huisgesin, dae lank. Dit is baie duidelik, vir 'n baie lang tyd het hulle hiervan gelewe. Die kruik met meel het nie leeg geraak nie, en die fles met die olie het nie leeg geloop nie, ooreenkomstig met die woord van die Here wat hy by monde van die Elia gespreek het. Na hierdie gebeure het die vrou die eienares van die huis se seun siek geword. Sy siekte het so erg geword dat daar nie meer asem in hom was nie. Sy sê toe vir Elia, wat het jy teen my, man van God? Het jy na my gekom om my sondeskuld bloot te stel en my seun te laat sterf? Hy het haar geantwoord, gee jou seun vir my. Toe neem hy die seun uit haar arms en dra hom op die bovertrek, waar hy tuis gegaan het. Hy het hom op die bed neergelê, tot die Here geroep en gesê, Here my God, bring U self oor hierdie weduwee, by wie ek as 'n vreemdeling bevind, onheil, deur haar seun te laat sterf.
Toe het hy hom 3 keer bo-oor die kind uitgestrek en tot die Here geroep en gesê: Here my God, laat die lewe van hierdie kind asseblief na hom toe terugkeer. Die Here het geluister na Elia se smeekgebede en die lewe van die kind het na hom teruggekeer en hy het geleef. Elia het die kind geneem, hom uit die bovertrek na die huis afgeneem en hom vir sy moeder gegee. Elia het gesê: Kyk, jou seun leef. Daarop sê die vrou vir Elia: Nou is ek daarvan oortuig dat u 'n man van God is en dat die woord van die Here uit die mond betroubaar is. Dis 'n klompie wat ons moes lees. Ons het 2 stories hier vanoggend. Die een storie is 'n paar weke oud en die ander storie is 2850 jaar gelede. En al 2 stories sit met 'n uitdaging en 'n uitkoms. Al 2 stories sit met iets wat nie lekker geloop het nie. Al 2 stories sit met mense wat 'n gewone lewe gelei het, soos wat elkeen van ons doen. En ewe skielik loop dinge verkeerd. En dis presies wat hier gebeur het. En ons gaan kyk na die tweede gedeelte van hierdie skrif. Maar voor ons begin, wil ek daarom vir jou sê, wie is Elia? Waar kom hy vandaan? En dis die ding wat interessant is, 1 Koning 17 vanoggend begin het, Elia begin het om vir die koning iets te sê. Ons weet niks verder van hom af nie. Al wat ons weet, hy is geroep om vir die koning iets te sê. Elia se naam beteken ook, my God is Jahwe. So met ander woorde, as jy iemand sou aanroep met daardie naam, my God is Jahwe, dink jouself in, as iemand jou moes elke keer aangeroep is. My God is Jahwe, hoe gaan dit vanoggend met jou? Vreemde woord, maar dis wat die woorde beteken het. Maar as 'n plek waar ek vir jou iets kan lees en iets kan vertel van Elia, wat ongelooflik aangrypend is. Hy is nie op die bord nie, maar ek wil tog hê, toe ek voorberei, ek wil hê jy moet saam met my Nuwe Testament toe gaan, om en by die 5de boek van agteraf, Jakobus 5. Want Jakobus skryf vir ons, baie lank na Elia, iets oor Elia, wat ongelooflik belangrik is. Jakobus 5. Daai ongemaklike stiltes. Jakobus 5 vers 17 en 18, ek wil dit graag vir jou lees, ek wil hê jy moet dit saam mee lees, het gaan nie op die bord wees nie, maar ek wil vir jou lees, wat sê Jakobus soveel jaar later oor hierdie Elia, want ons moet iets verstaan van Elia, voor ons kan voortgaan vanoggend. Hoor wat skryf hy, Jakobus 5 vers 17, Elia was 'n mens net soos ons, en hy het vurig gebid. As jy die 53 vertaling lees, dan staan daar, en hy het ernstig gebid, dat dit nie moet reën nie. En dit het 3 jaar en 6 maande lank nie op die aarde gereën nie. Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug opgelewer. Elia het vurig gebid, of ernstig in die Afrikaanse taal. As jy na die Grieks toe gaan, en jy vat hier die woord, gebruik ons in ons Bybels die woord gebid, miskien gesmeek. Maar gebed het verskillende betekenisse. In die Griekse taal en die oorspronklike taal, selfs in die Ou Testament, word verskillende woorde gebruik om die intensiteit van hierdie gebed te definieer. Dan sou jy geweet het hoe ernstig iemand is. En die klem word daarop gelê. En as jy hierdie selfde woord vat, en jy gaan na Matteus 26 vers 44, waar die Here Jesus op sy knieë is, en hy bid tot die Vader en sê, Here, laat hierdie beker by my verbygaan, het hy 'n smeekgebed, dis presies dieselfde woord met dieselfde intensiteit. Met dieselfde intensiteit wat die Here Jesus voor sy kruis tot die Vader geroep het, bid Elia dat dit nie moet reën nie. Met ander woorde, Elia was ernstig oor wat hy gesê het. Hy het net soos Jesus gebid. En sy woorde was, laat hierdie beker by my verbygaan. Ek wil vir jou iets vra. Terwyl ons nou daar besig is by vers 17, kom ons gaan 1 vers terug, na vers 16 toe, dan lees jy saam met my vers 16, Jakobus 5 vers 16. Hoor wat skryf Jakobus daar, net voor dit,
Bely dan julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. En hoor wat staan hier geskryf. Die gebed van 'n regverdige het baie krag in sy uitwerking. Daar staan in die ou vertaling, die vurige gebed van 'n gelowige, is ek reg, het kragtige uitwerking. Dis wat in die 53 vertaling staan. Wat sê Jakobus vir ons? Jou gebed het 'n vurige uitwerking. Hannes se gebed en die Here se genade sit hy vanoggend hier. En dis wat Elia gedoen het. En dit is wat Jakobus vir ons hierso leer van sy vurige gebed. Ek wou net vir 'n oomblik stil staan, dat jy verstaan, dis wat ons weet van Elia, en dan later in sy bediening. Maar kom ons gaan terug Ou Testament toe, kom ons gaan terug, ons is eintlik besig met Elia. Elia is 'n profeet. Elia is iemand wat boodskappe vir mense gee, hy is 'n spreekbuis vir mense, wat vir hulle sê wat die Here sê, die boodskapper van God. En nadat hy die boodskap gegee het, het ons gelees, moet hy gaan wegkruip. Baie mense sal baie keer sê, ek wil graag vir die Here begin werk, ek wil goed vir die Here doen, ek wens ek is profeties, ek wens ek was 'n disipel van die Here. Jy is eintlik veronderstel om een te wees in hierdie tyd. Dit was nie maklik nie. Jy was nie populêr nie, en as ek jou vanoggend vra, die feit dat jy die Here dien, en jy begin om 'n braaivleisvuur daaroor praat, is jy populêr? Nie noodwendig nie. So dis nie altyd maklik nie, maar hy moet gaan wegkruip, en die kraaie bring vir hom vleis, en so word daar vir hom gesorg. En dinge gaan moeilik. Die Here stuur hom om te sê, ek het vir jou iemand wat vir jou gaan sorg. Dis 'n weduwee. Nou moet jy nou baie mooi verstaan, in die antieke tyd het 'n weduwee geen waarde gehad nie. Sy kon niks besit nie. Sy het 'n seun of 'n man nodig, of 'n familielid, om daar te kan wees vir haar, om te kan leef, om iets te kan besit. So, sy kry swaar, en sy het nie genoeg kos vir haar en haar seun nie. En sy's reguit. Nou, ons verstaan dit nie baie lekker nie, maar as dit vir 3 jaar en 6 maande niks reën nie, gaan ons mielies in die Vrystaat hê? Nee. Ons gaan nie mieliepap hê saam met die braaivleis nie. Maar dis baie groter, want ons gebruik mielies om beeste kos te gee, om uiteindelik vleis te hê. Dis 'n enorme kring wat uitloop. Hierdie mense het vir 3 jaar en 6 maande niks gehad nie. Daar was nie koring nie, daar was nie meel om eers brood te bak nie. Hulle het letterlik van niks gelewe nie. En dan in vers 14 kom Elia en hy profeteer en sê, moenie bekommer nie, die Here sal sorg. Dis wonderlik. Alles loop reg. Hierdie weduwee se lewe raak beter. En om dit verder te vat, Elia bly nou by hulle, hy bly in die bokkamer, die lewe gaan baie mooi aan. En alles het gebeur soos dit moet. Hulle het genoeg kos. En dit klink vir jou nie na veel nie, maar brood was so skaars, as jy brood het, het jy iets om te eet. En daar's hulle uitgesorteer. Ons praat in Engels van hulle is gesort. En alles loop reg. Hannes se lewe, alles loop reg, gewone lewe, gaan werk toe, gaan kerk toe, doen alles soos wat hy moet. En een oomblik staan daar in die skrif, alles en almal is op 'n goeie plek, en die seun sterf. Is baie mooi dat daar so staan geskrywe dat die seun het nie asem nie. Nou, dit is nie dat hy asma gehad het nie. As jy baie mooi na die skrif kyk, baie duidelik, die seun is oorlede. Hy's dood. Hierdie vrou se enigste manier hoe sy kan vorentoe gaan in die lewe, iets besit, iemand wat hê vir haar, om haar te sorg, is haar seun. En die ergste van alles is, sy is nog steeds lief vir hom, maar nou het sy niks. Nou het sy absoluut niks nie. Haar lewe wat perfek was, en alles wat goed gewerk het, alles was gemaklik, is nie meer daar nie. Dis weg. Sy het nou niks om voorna uit te sien nie. Sy het iemand nodig. As jy hoor in vers 10, dan sê Elia, dan sê die skrif vir ons, dat Elia het gesê, geef my jou seun en ek sit hom in my arms. Dan moes dit nog 'n jongerige kind gewees het. Was nie 'n groot man nie. Want hy kon hom optel en hy kon hom bo te kamer toe gedra het. En die seun is weg. En wat doen hy dan, vers 22? Elia het 'n smeekgebed. As jy weer na daardie smeekgebed kyk, kan jy teruggaan na Jakobus toe, dieselfde storie, dieselfde intensiteit. Kom Elia en hy sê, Here, help.
Hannes, Here, help. Daar is niks wat Hannes kon doen nie. Daar is niks wat Elia nou kan doen nie. Niks. Absoluut niks nie. Hy is totaal oorgelewer aan God. Wat sê jy maak in so 'n situasie? Goeie vraag. Wat sê jy maak in 'n situasie waar jou lewe bedreig word? Jy weet nie of jy dit gaan maak nie. Dis 'n goeie vraag. Want die ergste van alles in die lewe is, en ons almal was al op 'n tyd in 'n plek daar, waar dit op 'n situasie is waar al die planne is op. Daar's nie meer 'n plan nie. Ek kan absoluut niks meer doen nie. En wat gebeur dan? Al die goeders val af. Al die nonsens in die lewe raak nie meer belangrik nie. Nou sit jy in God. Dis nou al wat oorbly. Daar's niks anders meer nie. Jy het die Here nodig. En hierdie droogte het nie van self gebeur nie. Dis hoe die skrif altyd werk, is hoe die Here werk. Iemand moet die werk gaan doen. Iemand moet selfs gebid het vir hierdie droogte. Iemand moes gesorg het dat daar gebid word. Nou ek kan nie help hier waar ek staan en ek dink ewe skielik aan nog iemand wat moes help vir 'n seun wat dood is. En ek dink ewe skielik, ek dink dis Handelinge 20. Kom ons bly na Handelinge 20 toe. Dis in Handelinge 20. Handelinge 20, Nuwe Testament. Handelinge 20 vanaf vers 7 af. Hoor wat gebeur, Paulus is besig om te preek. Alles loop goed, alles loop reg, soos wat ek hier besig is. Toe ons op die eerste dag van die week bymekaar gekom het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy by die volgende dag wou vertrek, en sy rede uitgerek tot om middernag. Hierdie mense het kerk gehou tot middernag. Daar was heelwat lampe in die bovertrek waar ons bymekaar gekom het. 'n Jong man met die naam Eutychius het in die venster gesit, en terwyl Paulus lank bly praat het, is hy deur 'n diep slaap oorval. Ek is met julle baie eerlik. Ek voel nou nie meer so sleg nie. Paulus preek so wonderlik dat mense aan die slaap raak. Ja. Ek verstaan dit nou. Ek het altyd sleg gevoel oor as mense tydens die preek slaap, maar ek besef, selfs Paulus kry dit reg. Oorweldig deur die slaap, het hy van die 3de verdieping na onder geval, waar hy dood opgetel is. Paulus het onder toe gegaan en op hom gaan lê, hom in sy arms geneem en gesê, moet julle nie ontstel nie, want daar is nog lewe in hom. Hy het weer boontoe gegaan, brood gebreek en geëet. Daarna het hy nog vir 'n geruime tyd tot dagbreek toe met hulle gepraat en toe vertrek. Hulle het die seun lewend huis toe geneem en was uitermate bemoedig. As jy kyk na die ander vertalings, sal jy sien die seun was dood. Het staan baie duidelik. Alhoewel Paulus was nie bekommerd daaroor nie. Maar dis nogal vreemd om te dink, die arme man preek so wonderlik dat mense aan die slaap raak. Ek het 'n ander vermoede waarom daar staan in die middel van hierdie teks, daar het baie lampe gebrand. Lampe gebruik suurstof, miskien was dit die rede. Maar ja, dis wat gebeur het hierso. Daar's iemand oorlede. En wat doen Paulus? Paulus gaan lê op die kind. Alles het goed gegaan, die prediking het mooi geloop, selfde probleem wat daar gebeur het. Maar iemand was betrokke. Iemand moes die werk doen. Selfs met Elia. Iemand moes bid dat daar nie reën is nie. Iemand moes die seun optel vir God se genade. Paulus moes ook iets gaan doen het. Paulus moes deelgeneem het. En al die tekste vanoggend is dit baie duidelik, daar was deelname van iemand. Goed het nie van self gebeur nie. Die lewe waar dinge goed gaan en goed verkeerd gaan, is nie soos 'n motorongeluk in ons moderne tyd nie. Wat doen ons in 'n motorongeluk? Almal gaan staan en kyk. Wat het gebeur? Niemand doen iets nie. 1 of 2 persone raak betrokke. Ek wil nie betrokke raak nie. Die lewe gebeur, verseker. Ek en jy het vanoggend 'n groot getuie gehoor. Ja,
Ons het 'n getuie van iemand gehoor wat genade van die Here af nodig het. Al het hy net gebid, het hy net met die Here die hele tyd gepraat. Hy was aktief besig. God se genade is daar. Paulus het nodig gehad om op hierdie kind te gaan lê. Elia het nodig gehad om vir hierdie kind te bid, so ernstig soos Jesus. Want God red deur genade. Maar ek en jy kan nie net staan en kyk nie. Ek en jy moet deelneem, al is dit net 'n gebed, want dis hoe die Here werk. As ek na my tyd kyk, het ek nog tyd oor. En hier is mense in hierdie gemeente, waar ons nou sit, wat gebed nodig het. En ek wil hê jy moet staan. Ek weet wie jy is. Ek sal dit veel makliker maak. Hier is nog van julle wat gebed nodig het. Ek is seker daarvan. Ek het nog baie tyd. Ek is baie bly om te sien dit gaan goed met hierdie gemeente. Ek weet hy sitplek word warm. Dis hoe die Heilige Gees werk. Voor ons gaan saam bid, wil ek graag die volgende hê. Benedict, kan jy vir my vorentoe kom? Geef my na daai dame toe gaan daar om by haar te staan. Luzaan. Ek het iemand nodig, daar's nog 2 persone wat daar staan, iemand om saam by hulle te gaan staan en net hande op te lê, verkieslike dame, by 'n dame, Jaco hierso by Hannes asseblief. Ek gaan nie begin bid nie voordat ons daar is om vir mekaar hande op te lê nie, jy hoef nie te bid nie, ek sal jou lei in gebed. Dis 'n familie. Familie het nodig om daar vir mekaar te wees. Mense het gebed nodig. So ek het nog 2 familielede nodig om my te help. Daar agter is nog 2 dames. Maar heel agter is nog 'n manspersoon. Billy, ja, daar agter vir my asseblief. Raak net rustig. Nog baie tyd. Die Here is nog nie hier nie. Hy is nog op pad. Laurens, kan jy vir my net daar agter, daar by die dame daar aan die agterkant van jou. Ja. Hier's net 2 Laurense in die kerk, is ek en jy. Ek sal ons voorgaan in gebed. Dis wat 'n familie doen. Daar's tye wat ek en jy alleen moet bid. Daar's tye waar daar mense nodig is om by ons te staan, want dis wat die Here Jesus gedoen het. Hy het sy hande op mense gelê. Dis wat familielede vir mekaar doen. En kom ons bid saam. Here, ons staan en ons sit vanoggend voor U en dan besef ons hoe nietig ons is. Dan besef ons hoe het ons U genade nodig. Dan besef ons kan nie op ons eie nie. Here, ons celebrate vanoggend vir Hannes wat U vir ons veilig gehou het. Maar soveel ander mense met soveel getuienisse, dat hulle hier kan wees, soveel vriende wat ons ken, soveel mense en familielede, waar ons van kan getuig waar U opgedaag het. U was daar met elke situasie, elke probleem wat mense ervaar het. Daarom kom ons vanoggend, en ons wil bid vir elke persoon wat staan vanoggend, wat gebed nodig het. Ons wil U vra, Here, om by hulle te wees. Ons wil vra, Here, om hulle te ontmoet in die plek waar hulle is, vir hulle antwoorde te gee.
Ons kan getuig uit die skrif uit vir elke oomblik wat U opgedaag het. En daarom is ons gebed vanoggend, Here, wees by elkeen van ons. Lei ons. Stap saam met ons die pad. En ontmoet ons op die plek waar ons is. Heilige Gees, dra ons harte, want ons kan nie sonder U nie. En ons gebed is waar ons uit mekaar uit gaan, dat U saam met ons elke tree sal stap, tot die einde. Amen.